Hallo en welkom hierso by Farm Spice. Ons is vandag hierso. Ja, nou moet ek mooi dink waar ons tussen Petrusstein en Frankfurt. Hier, somewhere. Ek praat met Bartu. Nou julle het al daai video gesien as jy hom nog nie gesien het nie. Sy ervaring op 'n bokkie inline ripper. Maar vandag staan ons tussen die sojas wat hy ge-inline het. Ons kyk net so 'n bietjie hoe lyk die wortels. En hy's mos nou noutel koning, nee. Hy lyk nou, hy's like 'n stukkie noutel, hy lyk 'n stukkie covercrop. Laas keer dink lank met hom covercrops gesels. Maar die punt is, alles gaan oor grondgesondheid en vir die ouens wat regtig kyk na noutelbewerkings, daai tipe van goeters, het 'n bokkie actually 'n plek by jou. So, kom ons vind 'n bietjie uit. Bartu, lyk dit? Goed, dankie met jou, Tjopie. Nee, doodstil, rustig, dinge loop. Okay, so ons staan hier tussen jou sojas. Verduidelik my gou eers julle bewerkingspraktyke hier. Wat het jy gedoen hierso tot dusver? Alright, Tjopie, hierdie spesifieke land was 4 jaar geen bewerking. Daar was net 'n tand op die planter. Toe het ons laas jaar profielgat gegrou, toe het ons gesien ons hardloop so 'n bietjie in 'n verdigting in op die eerste 300. Ja. Toe het ons toe wou ons nou nie daai 4 jaar se koolstof en goed wat hy opgebou het jy weet wegwerk en ploeg nie. So toe het ons hierso met die inlyn kom. Want as jy dan met 'n gewone ripper mos moet hom werk, dan hef jy hom heeltemal op. En baie keer sit jy nou met daai wat klont te breek maar basically dan versteur jy die grond, is ek reg? Ja, en jy breek nou al daai 4 jaar se wortelkanale wat nou jou profiel vol lê, breek jy nou met al daai tande in die grond op, wat ou dan nou nodig het om jou koolstof fraksie in die grond op te bou. Nou okay. Nou het jy hom gebokkie inline rip hierso, verduidelik my 'n bietjie hoe werk die besigheid dan. Alright, so as dit ons nou in die winter toe die vee het hom eers hard bewei en toe die vee nou af is, toe het ons hom net so, hier was nou mielies laas seisoen, toe het ons hom net so deur die mieliestoppels getrek en daai snykouter op die ripper laat dit ook vir ou toe dat jy nie 'n skottel bewerking nodig het vir die ripper nie, so toe het ons hom nou deurgetrek. Ja, dit was die enigste bewerking. Ons het nie weer gekrap of enigiets weet nie. Ons het net die bokkie ripper was enigste bewerking. En toe het jy hom nou net die roller agterna gehad en toe in daai op hom net so geplant. Tjopie, daai een het nie eers 'n roller op nie. So ons het hom net net gewerk en hy reën weer mooi vas. Hy sak weer lekker gelyk vas en ou kan sien ook hier's nie walletjies en slote nie. Daai roucleaners wat op die planter is oor is genoeg om hom net weer oop te vlek en die saad vir ou mooi te plaas. Okay, en dan ek meen dit wat hier so staan is regtig ongelooflik. Ek meen jou pele lyk baie mooi en so voorts, maar wat ek wil uitkom is die grond. So ons het daar vinnig nou 'n plant deurgetrek en sommer dadelik die eerste ding wat jy gesê het is aardwurms. Ja, nee, Tjopie sien dit. Dis die dinge wat ou opgewonde maak, jy weet. So dan sê dit vir ons is ons in die regte rigting. Ek kan net wel bylaas, ons het al hierdie lande 2 seisoene kompos ook gegee. Ja. En hulle het al so 3 seisoene 'n winterdekgewas ook gehad. So dit is nie net een of dit nie, dit is maar 'n resep wat ons mee besig is. Ek weet kyk hoe mooi lyk daai rhizobiums ook, nê. Nee. En die feit dat jou worteldiepte ook. Jy kan sien hoe diep is daai wortels en hy's los, okay? En ja, nou gaan ons live, né? Hier's graaf. Ek gee vir jou, jy kan 'n plant piek, maar dan moet jy weer een soek met aardwurms, né? Jy mag nie daai een vat nie. Kom, kan ons maar net so 'n bietjie af van die ry gaan. Ja, ek wil hom nou juis, jy moet hom nou iewerster wat hulle sê ons kan nie die ding jinx nie, want ek is daarom hulle mis, Tjopie, so ek hoop as ek nou steek dan. Is aardwurm mis daar? Ja, so dit wys dan hulle is aktief en bedrywig. Hulle doen hulle ding in die grond so. Maar kyk hoe los is daai grond. Ja, hy's lekker los. So ja, die plan is nou vir die toekoms, Tjopie, as die sojas af is, gaan ons weer met 'n winterdekgewas inkom en dan gaan ons hom nou weer geen bewerking net met 'n tand en hom elke jaar monitor tot laat ons weer in die kompaksie in beweeg, dan sal die ripper weer terugkom. Ek hoor jou. Ja, hy's lekker los. Net hoe mooi steek dat hy verteenwoordigend is. Nou moet jy duim vashou, nee wat daar steek is hy kop uit. Hy's klaar daar. Ja, sy. Hierso is ook sommer een. Nog nader. Jesus maat. Hier, daai's lekker, né? En kyk, daai wortelmassa en goed. So nee, hierdie grond aan die lewe. Hier's nie ek kan net wanneer laas ek aardwurm so gesien het nie. Kyk daarso, kyk daar. Ja. Ja, hulle is bedrywig hierso, Tjopie. Hoe lekker is dit om te vet? Dit is nou 4 jaar se werk wat jy weet dat nou begin
dat die party toe kom. Ja, wat nou jou kyk hy vol met die rhizobiums en goed, daar's ook sommer 'n aardwurm. Kyk hierso. Hierso het sommer met dieselfde slag nog een afgeval uit my ook. Kyk hy rhizobiums daar. Kyk, hoop julle kan sien op hierdie kamera. Ja, aardwurm het nou afgeval. Ek moet maar weer van 'n nuwe plekjie in die grondklip maak. Wat ek ook kan sê, Choopie, op die planter is daar 'n biologiese invoerprogram. Ja. So ek dink dit help ook. Dit help definitief ook vir die grondlewe. Maar jy weet die punt is jou fondasie moet reg wees, jy goed moet los wees. As jy 'n verdigtingslaag het, dan tel jy maar net moeilikheid op einde van die storie. Maar jy het nou 'n ander interessante ding gesê hierso, waar jy het plekke waar jy met die bokkie kom rip en dan het jy plekke waar jy nie met hom rip nie, waar jou grond 'n bietjie vlakker is, maar jy het nou nie goed gekarteer as ek reg verstaan met Sion Agri, né? Ja. En toe sê maar die dinge het 'n baie beperkte plek. Vertel my gou 'n bietjie daai storie. Alright, Choopie, so die inlyn ripper, hy wil maar op sy maksimum werksdiepte tussen 'n 4 en 'n 500 werk om vir 'n ou daai effektiewe deurbreek te gee, die full shattering soos die Engelsman sê. So as 'n ou op 300 met hom is, gaan hy pocket begin maak, soos meeste van al soos die ander soos die ander rippers op die mark. So op daai spesifieke lande, jou holtand, C-tande soos jou CLC's op 'n 300 diep is nog vir ons op die stadium beter. Maar ja, omdat hy ook jou spasiering tussen die rye is baie minder en dan kry jy daai beweging van daai tand, hy flex van die tand en dan maak jy hom lekker los want jy wil net gaan tot op 300. Ja, want kyk die bokkie ripper is maar 76 dan uitmekaar uit. So ja, as ou baie bietjie teorie in Amerika gaan oplees ook, hulle sê ook eintlik 'n ou moet ten minste die helfte van die tand se wyte gaan werk. So dis 380 om vir 'n ou daai effektiewe deurbreek te gee. So dis alles as jy grond 300 diep is en jy sit dan met klei byvoorbeeld wat onder daai is daar dalk ander implemente wat vir jou beter gaan werk as wat 'n bokkie doen. Ja, nader tandspaserings, 'n smaller tand laat 'n ou nie ou wil nie dan in daai kleie so kwaai inklim en goed en gaan aanjaag nie. Of skuif jou bokkie se tande nader aan mekaar, nee. Ek moet sê ek het al met Henry daai gesprek ook gehad om die tande dalk op 600 te sit, so dan gaan ons op 300 met hom ook kan werk. So ons het al daai maar daai toets moet nog gedoen word. Dis nog nie getoets nie. Ons moet nog met hom fisies gaan werk, maar Henry het gesê hulle balke is op die stadium so dat hulle 600 en 'n 76 spacing vir ou kan bied. Sê vir my enige ou wat dink daaraan, vir al die ouens wat op Noutal is, ek weet jy's baie by hierdie wat hulle hernubare landbou of bewaringspraktyke, herlewingslandbou betrokke. Enige ou wat ge-worry is dat hy sy grond gaan versteur met 'n bokkie, wat kan jy vir hom sê? Nee, Choopie, die versteuring is wragtig minimaal. Ek meen as ou verby 'n land ry, dit lyk of hy net streepies getrek het. Soos ek gister ook mos vir jou gesê het, hoe het ons nou al getoets met die trokkies agter die rippers, maar nee, die versteuring is minimaal en ek dink as 'n ou daai koolstoftoetse begin doen, dan gaan nou regtig die groot verskil agterkom hoeveel koolstof verbrand 'n C-tand met 'n nou-tandspasering en hoeveel verbrand 'n inlyn ripper. So nee, dit is, ek dink daar's 'n helse verskil. Uitstekend. Daai goed gaan baie interessant wees. Kan nie wag nie. Jy bel my vir daai, né? 100%. Right, dit is Bartie Smit hierso tussen Frankfort en Petrusstein. Hierdie soja is lekker mooi, hoor. Dis lekker julle rarig sê. Toe die water geval het, het die water gaan bære. Lanklaas aardwurm so gesien, dit laat mens lekker kry. Mis aardwurms. By ons is 'n aardwurm 'n bedreigde spesies, maar toe maar. So ja, as jy aardwurms in jou grond soek, jy het Noutal, jy soek aardwurms in jou grond, jy wil jou grond losmaak, laat hy kan water vat. Bokkie inline ripper, linkie bo of hier onder, dan kom jy met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.